Goeiemôre, 2 Mei 2025, lesing 273 van die Groot Johannes Evangelie, boek 2. Ja, daar is ons nou in die winter, en mens kan nie glo dat die jaar so vinnig gedraai het tot nou toe. Maar nou ja, Yeshua het beloof dat die tyd aan die einde van die laaste dele van die 6000 jaar sal tyd vinniger gaan. Ek het nou die dag wetenskaplikes gesien, ook dit beweer, hulle kan het meet, ek weet nie hoe meet hulle dit nie, maar tyd is soos water wat uit 'n bad uitloop. Hoe leer die bad loop, leer die bad word, hoe vinniger kolk die water. En dis hoe tyd nou maak. Ons is amper leeg, 6000 jaar is amper verby, nog 'n paar jaar voor ons, en nou kolk die tyd vinnig. En dit is nie jy wat dit net alleen voel nie, dit is so, en dis hoekom jy dit voel. Nou kom ons lees hier van die, wat Yeshua vir ons hier leer in hoofstuk 1:5-9, die hemelryk moet bevochtig word. Nou, wanneer jy dit lees, weet ek, as jy nog van die kerk dit dogma in jou het, gaan hierdie hemelryk vir jou doel iewers wees in die verre hemele. Nee, die hemelryk is in jou. Die hemelryk is ook in die oneindigheid, ja, die engele en die wesens is daar iewers in die oneindigheid besig met hulle werke, maar die werklike hemelryk vir jou en my is in ons. Want dis waar die klein druppeltjie gees aangegee is vir jou en my, om met ons siel, met daardie gees te verenig. Dan is ons in die hemelryk. En ons hoef nie verder te gaan nie, ons kan in onsself, op die plek waar ons is, kan ons in die hemelryk wees. En wat is die sleutel vir hierdie deur? Liefde. So eenvoudig soos dit. Dus kom Yeshua sê, hierdie evangelie van die liefde moet ons aan almal verkondig. Want die liefde sal verder met die mens werk en ander openbarings vir hom bring. As die siel nie op 'n hoë vlak van ontwikkeling is nie, sal die persoon net by die liefde bly. En dis goed, want aan die ander kant sal hy deur engele geneem word en verder gelei word op sy lewenspad. Maar as hy nie die liefde doen nie, dan kom hy in 'n liefdelose omgewing aan. En dit is Satan se domein aan die ander kant. En daar's baie skakerings hoe sy plek lyk, van die diepste brandende helvuur tot 'n uiters eensame, so 'n tipe van 'n grysgrou nag, waar jy vir ewig en ewig loop, en niemand weer sien nie, en 'n ontsettende honger en dors het, maar daar's nie kos nie. So, die liefde is die bevochtiging van hierdie hemelryk van ons. Want onthou, ons siele is aarde, dit is grond, waarop die woord val, soos saad, en dan ontspring boompies, grasse, plante, en die voëls van die hemele gaan sit daarin, en die vrugte is daar om van te eet. Dis alles, jy en ek, wat dan moet groei in die gees, sodat ons dit kan uitdeel vir ons medemens. Dis die vrugte, dit is hierdie vrugte wat ons hier kry, moet ons uitdra. Die leier van die skeepsknegte, onthou hulle is toe op pad af na die skip toe. Die leier van die skeepsknegte sê, pragtige meisie, wie gee jou die wysheid? Waarlik, jy is wyser as Abraham, Isak en Jakob. Onthou hulle het Psalm 47 gelees, en hulle het dit nie verstaan nie, en sy het vir hulle kom sê, maar hoorie, hier staan hy by julle, julle het alles gesien. Julle het gesien hoe hy die see wegvat. Julle het gesien hoe die berg verander. Julle het gesien hoe loop hy op die water. Hier is hy nou, hier by jou. Dit is vir Psalm 47 in vervulling. Nou sê Jara, ek het julle tog so goed verklaar wie die ene is, wat nou in ons midde is. Hoe kan jy dan met onsekerheid nog vra waar ek hierdie wysheid vandaan ontvang, of wie dit vir my gegee het? Nou, hier is 'n pragtige stelling, dis hoekom ek dit verdik het. Daar voor ons staan die groot heilige gewer van alle goeie gawes. Hy alleen is wys, en hy alleen is volkome suiwer. Wie hom liefhet en in sy hart glo, dat hy self die ewige meester Jahwe van die skepingsleermag is,
In die se hart sal hy sy ongeskape ewige lig gee. En in die hele mens word dit dan lig. En so mens sal dan geheel en al vervul wees met die ware goddelike wysheid. Ons kan dieselfde toets aan hierdie woord sit, wat ons gister gedoen het, die teenoorgestelde is ook waar. As jy hom nie lief het met jou hart en glo dat hy die ewige meester, majesteit Jahwe is nie, dan sal jy ook nie die ewige lig ontvang nie. En sal jy ook nie gevul wees met die ware goddelike wysheid nie. Jy sal wys klink, die verstandsmens sal sê, Jesus, maar daai ou is baie wys. Soos van hierdie Israel voorgangers. Jammer, ek moet dit altyd vir julle sê, maar ek moet die mense waarsku teen verkeerde lering. Pas op van die wat vir hulle self wys lyk. Goddelike wysheid, wat hy hier beskryf, ware goddelike wysheid, kom net omdat jy Yeshua lief het. En dis eenvoudig. Wie het die gees van waarheid uitgestort oor die aarde op die 50ste dag na sy opstanding? Yeshua. Dit is hy, dit is deel van hom. En daai gees is baie spesifiek, en die gees sê, of Yeshua getuig van daai gees, dat die gees van waarheid sal julle alles laat onderhou wat ek vir julle gesê het. En sal aan julle die toekomstige dinge verkondig. Nou is daar baie profete wat toekomstige dinge verkondig, en hulle is in almal elke geloof omtrent. Ek sien deesdae spring dit onder die moslems net so op, en onder die Rooms-Katholieke. Maar jou toets is, doen hulle wat Yeshua gesê het? Het Yeshua al die goed beveel wat in die Roomse kerk gebeur? Nee. Het Yeshua gesê ons moet in kerke by mekaar kom? Nee. Sy eerste gemeente was mense. Was 12 apostels en ander getuies wat daar was. En as dit nie vir daai 12 manne en hulle opvolgers was nie, sou daar nou na 2000 jaar niemand meer in die waarheid gewees het nie. En dit is die groot taak wat ons nou aan die einde het. Ons moet daardie 12 apostels se rol moet ons ook uitdra aan die einde van die tyd. Hulle is lankal dood. Die evangelie bestaan nou en is opgewek vir ons in hierdie boek van die groot Johannes evangelie. En is ons opdrag om hierdie goed uit te deel. Dieselfde woorde wat Yeshua gespreek het 2000 jaar gelede vir sy eerste apostels. Wat genoeg krag gehad het om in die wêreld in te gaan en 'n kragtige getuienis van hom te gee. Al sê mense dat hulle nie in hom glo nie. En hulle is almal, buiten een dink ek, maar hy is baie gemartel, is almal vermoor vir die evangelie. Deur die teenstander se disippels. Onthou, hulle is daar en hulle is net so kragtig, of nie so kragtig nie, maar hulle is baie kragtig. Hulle is baie oortuigend. As julle 'n klein bietjie begrip het, moet dit vir julle duidelik wees hoe ons almal nou daar volgens staan. Die leier van die skeepsnegte sê, ja, lieflike engeltjie. Nou verstaan ons dit wel, en soos wat jy dit nou aan ons uitgelê het, sal dit wees. Maar hulle wat gisteraan van ons geëis het, om na Zebulon en Gerasim gebring te word, sal dit nie glo nie. Onthou, dit was 'n klomp jong aardsfariseërs. En nog minder verstaan. Ons is baie eenvoudige mense en het nouliks 'n wonder nodig om te glo. Maar by hulle sal 'n wonder of 'n wonderwerk nog slegte resultate oplewer as geen wonderwerk nie. Jara sê, daarom sal hy vir hulle verskriklik word. Nou haal sy weer aan uit die Psalm. Want die winde sal sy woord oor die hele aarde uitdra. Wee hom wat dit hoor, verstaan en uiteindelik tog sal verwerp. Wee elke een wat groot geword het in die kerk, wat Jesus, die Vader en die Heilige Gees verkondig het, en uit daai kerk gegaan het, en Yeshua verwerp het. Want hy kan nie sê hy het nie geweet nie. En dit is 'n groot probleem vandag in ons volk.
die Yeshua verwerping. Dis 'n baie groot probleem. Of die Yeshua ontkenning. Nou sê Yeshua aan die knegte, wel, hoe vind julle dan die verstand van hierdie dogter van my? Ek het dit nogal duidelik onderstreep, want dit is 'n profetiese heenwysing na sy dogter van Sion, wat hy in vele profesieë in die afgelope jare genoem het, my dogter van Sion. Hy praat baie keer dat hy aan 'n ou gedikteer, die dogter van Sion, dan praat hy van hulle wat hom liefhet reg oor die wêreld, maar as hy van my dogter van Sion praat, dan sê hy vir hulle in Suid-Afrika. En daarom kan ons ook regtig bly wees dat ons hierdie groot gawes sal kan ontvang. Die knegte sê, Majesteit en Meester, as u werklik die een is wat u volgens die wyse toespraak van hierdie liewe engel van 'n meisie moet wees, dan is dit ook geen wonder meer dat die meisie so wys is nie. Want hy wat in Biliam se tyd die esel laat praat het, sodat hy vir Biliam kon profeteer, vir hom moet dit tog makliker wees om die tong van 'n 14-jarige meisie vir profeteer geskik te maak. Onthou Biliam, die donkie verhaal, was 'n engel het met 'n ontblote swaard voor hom kom staan, en die donkie wou nie verder gaan nie. En toe het die donkie met Biliam begin praat, en wyshede vir hom gegee. En daai engel wat daar gestaan het, was Melchisedek, en die volheid van die Vadergees was in hom. Vader Jahwe was in Melchisedek. Dis hoekom hy kon verskyn en Biliam nie heeltemal vernietig is nie. Dit is dieselfde wese, maar nou is die Vadergees nie in Melchisedek wat iewers nog leef nie, maar nooit 'n toets op die aarde moes aflê nie. Nou is Yeshua, Vader Jahwe, in die ewige Melchisedek, priester, Yeshua, wat wel sy 33 jaar toets op hierdie aarde geslaag het. En dit is die verskil. Ons glo nou almal dat u die een is wat die meisie duidelik voor ons oë en ore beskryf het. En daar is verder geen wonder daarvoor nodig nie. Maar omdat u, o Meester, hy is, sien dan ons groot swakheid aan en verander dit in 'n geskikte krag, sodat ons onsself daarmee kan beskerm teen die altyd aanwesige vyande van die lig en waarheid. Want dit is werklik treurig dat ons Judeërs nou by die heidene lig en waarheid moet soek. Jerusalem het in plaas van vir alle mense die grootste lig te wees, 'n poel van die ergste nag en duisternis en 'n moordkuil vir die ou suiwere gees van die Judeërs geword. Ek wil daai versie bietjie in die moderne tyd lees. In plaas van vir alle mense dat die kerk die grootste lig moes wees, is die kerke van die wêreld vandag 'n poel van die ergste nag en duisternis en 'n moordkuil vir die ou suiwere gees, het 'n moordkuil vir die ou suiwere gees van Israel geword, van die erfgename. Hulle moor die gees. Die mens lewe, maar hy's dood, want die leuns het hom verpletter. En dit is net soos wat dit is nou, wat dit daai tyd was, toe die amptelike kerk, wat die tempel was, se draers van die boodskap, die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle het net dood gespreek, niks lewe meer. Yeshua het 'n paar van hulle daar uitgeruk, en ek glo daar sal seker 'n paar voorgangers uit die kerk uit wakker word, die wie se harte reg is, maar die algemene struktuur, dieselfde struktuur wat die tempel was, is nou die wêreldraad van kerke. Dit is die struktuur waaronder alle kerke val. En ek dink buiten die APK kerk, is alle kerke in Suid-Afrika lid van hierdie wêreldraad van kerke. En hulle ontvang geld van hulle af. En die voorwaarde vir geld is dat jy nie
ekstreem moet preek nie. You must go with the flow. En the flow is nou enige LBGT gemors is reg. Jy kan nou enige geslag hê, geslagte kan met mekaar trou. Ek sien dit tot mense wat hulle beweer hulle is 'n kat en 'n dit en 'n dat. En nou verwag hulle van jou om in daai leuen te leef. Sien julle die leungees wat hier is? Dis die ergste nag en duisternis wat ons nou voor die oë sien. En ons moet hierdie kerke raak sien vir wat hulle is. En ons moet die arme mense wat daarin vasgevang is, want hulle is met strikke en nette van leuns vasgetrek. Soos wat jy 'n klomp visse in 'n net vang, het hulle die mensdom in 'n strik en 'n net van leuns vasgevang. Leuns wat klink soos waarheid. En dit is die ergste leuns om te ontmasker, is om 'n mens wat 'n godsdienstige gees in homself dra, te laat sien dat hy 'n valse gees in hom het. As ek in die kroeg met 'n ou gaan praat en hy's lekker dronk, ek sê vir hom, hoorie, maar hierdie is verkeerde dinge. Kyk wat maak jy nou alles hier en doen jy en dink jy. Jy moet regkom, man. Dan sal hy sê, ja, weet, ek hoor jou, jy's reg. Ek moet nie hier wees nie, maar ek is swak. Maar hy erken dadelik dat dit wat hy doen is nie reg nie. Sê jy vir so 'n aardsgemeentelid van die kerk, hoorie, alles wat jy geleer het van hierdie kerk wat vir jou dit ingesit het, is vals. En jy gee vir hom 'n paar riglyne uit die woord uit. Onthou, ons moet nooit praat nie, ons moet altyd uit die woord uit aanhaal. Dan sal hy jou so kyk of jy mal is. Ek het wel gevind dat jy 'n bietjie meer met die ou reg kry as jy in sy huis kom en die gesprek neig na geestelike dinge toe. Gaan dan badkamer toe. Sê ek moet net gou 'n draai loop. Jy gaan in daai badkamer en jy bid in daai huis en jy neem autoriteit oor daai huis in Yeshua se naam. En jy verdryf elke gees wat op daai stadium nou die mense gemoed het besit wat nou daar is. En dan stap jy uit en dan gee jy eers vir hulle die waarheid. Want anders praat jy en dit stop by 'n kerkgees, heeltyd voor die kerkgees. En ek het al die ervaring gehad dat as ek dit gedoen het, dan luister daai ou. Hy neem dit nie dadelik aan nie, want baie van hierdie bome is al baie groot, jy kap hom nie met een hou om nie. Maar wat gebeur is nou, saam met die valsheid, kom 'n stukkie waarheid in sy hart. En as hy weer in die kerk sit en hulle belieg hom weer, dan sê maar, wag 'n bietjie. Waarheid wat ek nou gekry het, sê dat hierdie ou praat nonsens. Ek moet nou vir myself ondersoek gaan doen. En net daar het jy die ou gewen. As iemand vir homself ondersoek gaan doen. Want geloof moet waarheid wees. Anderste is dit ongeloof. En waarheid kan jy net kry as jy dit soek. En by wie soek jy dit? Jy soek dit by die woord van Yeshua. Natuurlik is die hele Bybel sy woord wat gedikteer is deur die eeue, maar veral in die 4 evangelies in die Bybel. En natuurlik nou hierdie goed wat ons nou lees. As ons nou lig en waarheid wil hê, moet ons dit in Sidon en Tyrus gaan soek, by die Grieke en die Romeine. Daarom, majesteit en meester, omdat vir u alle dinge moontlik is, gee vir ons lig en krag, sodat ons die waarheid kan sien en haar dan kan beskerm teen die vyande. Net soos wat die mense wat nou ongelukkig was met die kerk, en daar is baie in ons land nou, wat bitter ongelukkig is met die kerk. Ek kan nie onthou watter jaar dit was nie, maar die hoeveelheid mense wat die NG Kerk in daai jaar verlaat het, is nou in die afgelope 20 jaar, het hulle 1 jaar se statistiek gegee. Dit was 80.000 mense. Nou gaan daai mense, hy weet nou hierdie is nonsens, nou gaan soek hy sy heil by ander plekke. En dit is waar die gevaar is. Want die Grieke en die Romeine was daai tyd heidene, hulle het aan afgoderry geglo. Maar hulle het baie slim wyses gehad, weer eens verstandswyses, soos Aristoteles en wie is die ander? Socrates en Archimedes en al daai ouens. En Plato was 'n baie groot wysgeer. En hulle het 'n bietjie waarheid gehad.
moenie 'n fout maak nie, maar weer eens vermeng. En so val ons mense dan nou in ander kerke wat in Amerika ontstaan het, hierdie verskriklike charismatiese sirkuskerke. En daar vind hulle nou lekker job. Ja, soos 'n lekker band, en die ou wat daar voor is spring rond, en hy laat die mense val, en hulle lag in die gees, en hulle gaan te kere. Dit is dan baie mense wat uit die waarheid, die leuen herken het in sy kerk, nou gaan soek hy dit op die verkeerde plek. Want die hemelryk is in jou. En die hemelryk word vir jou oop wanneer jy stil raak. En wanneer jy Yeshua voor oë hou en sy lering jou eie maak. Nie allerhande uitspattighede nie. En ek praat nie eens van al die mense wat vandag die oosterse gelowe aanhang, boeddhisme en Hare Krishnisme of wat dit ook al is nie. Baie van ons Afrikaners is daar. Ons gaan verder. Yeshua sê, vrede sy met en te midde van julle. Niemand moet hom meer ag as die ander nie. Dis die sleutel van ons gemeente wat ons moet stig. Julle is almal broers, maar hy wat hom die geringste ag en die knegt en dienaar van die ander wil wees, die is tog die meeste en die hoogste. As ek julle egter as knegte wil hê, dan is julle in werklikheid ook my mag. En op die manier is elke knegt die krag van sy meester. Maar die meester is dan weer die voorspraak van die knegt. Het mekaar lief, doen goed aan jou vyande, seën hulle wat jou vervloek, en bid vir hulle wat jou verwens. Vergeld kwaad met goed, en leen jou geld nie uit aan hulle wat baie rente kan betaal nie. Dan sal julle die seën en die barmhartigheid van Elohim in oorvloed in julle hê. Binne 'n kort tyd sal daaruit dan die lig, die waarheid en alle mag en krag julle deel word. Want die maat waarmee jy gee, sal ook die maat wees waarmee jy terug ontvang. Hier het hy in 1 vers 8 van hoofstuk 1:5-9 die hele evangelie wat hy aarde toe gebring het opgesom. En as jy dit doen, dan is daar geen manier waarop jy die koninkryk kan mis nie. Maar dit is moeilik om ons vyande lief te hê. Jy wil hom eerder as hy iets aan jou doen, wil jy hom iets terug doen. En die te seën wat jou vervloek, dis baie moeilik. Maar dit is iets wat geoefen moet word en gedoen moet word. Want daar is baie van skuld wat eers in die hiernamaals vereffen sal moet word, wat jou dan ontsettend terughou. As iemand dood is, waar daar tussen jou en hy nog onopgeloste skuld is, hou dit hom terug, en wanneer jy oorgaan, kan jy ook nie die ryk ingaan nie, jy ontmoet eers daai ou. En dan wag die engele, of julle twee vrede met mekaar gaan maak, al dan nie. En as julle dit nie maak nie, dan los hulle julle daar, dan val jy terug. Maak julle vrede, al is dit die ou wat jou miskien vermoor het, en hier kry jy die ou nou aan die ander kant. Jy het hom so gehaat, en die regter en die beeldsnegte en almal wat daarmee betrokke was. Daar moet vrede gemaak word, en dan gaan elkeen sy pad verder. Want dit is wat Yeshua sê, elke oortjie skuld sal betaal word. Daardie oortjie skuld is sonde vergifnis. Dit moet gebring word. So, die beste vir ons hier op die aarde is, maak skoon met almal. Veral as jy op 'n baie ernstige siekbed lê. Telefoon op. Kontak daai persoon. Ek is nie 'n voorstander van WhatsApps en goed stuur nie. Ek dink die WhatsApp ding het gemaak dat baie van ons meide geword het. Jy moet die ou persoonlik kan konfronteer, en as dit onmoontlik is, wees afstand of koste op 'n telefoon, waar jy en hy kan praat. En jy sê, jammer man, ek het 'n verskriklike wrok teen jou gehou oor dit en dit wat gebeur het, maar ek wil jou vryspreek. Wat jy gedoen het, ek vergewe jou. Mag jy geseënd wees. Dan val 'n las van jou rug af, wat jou nou dadelik, wanneer jy doodgaan, in 'n baie hoër lig
gevulde sweer sal bring. Onmiddellik kan jy verder gaan, want jy niks agtergelos nie. Die bagasie wat jy saamvat, kan jy nie saamvat van die wêreld nie. Dit gaan jou terughou. Gewone knegt sê, Meester, ons sien en voel dat u leer waar en eg is, maar ons voel ook dat het moeilik te volg sal wees. Dit is egter baie lofwaardig en hemels mooi, om aan hulle goed te doen wat steeds besig is om ons skade te berokken. Maar wie kan die dikwels maar al te erge kwaadaardigheid van die mense steeds met dieselfde geduld tegemoet kom? En dit is baie keer die vraag, of 'n mens daardeur die kwade wil van die mense nie nog meer aanwakker nie, as wanneer 'n mens hulle vir slegte dade tugtig. As 'n mens diewe en moordenaars vir hulle misdade ook nog sou beloon, dan sou daar weldra maar weinig mense op die aardbodem rondloop. Daarom moet 'n mens die vyand altyd vasberade, die hoof bied, en om die huis 'n bolwerk van dorings aanlê, sodat die vyand vir altyd die begeerte vergeet om iemand kwaad aan te doen. Die voorneme van die vyand sal so eerder vriendelik word, as wanneer 'n mens hom vir die kwaad wat hy aan iemand gedoen het, 'n weldaad sou bewys. Yeshua sê vir hom, ja, dit is wel egter menslik bedink, maar daar sit geen spoortjie goddelikheid in nie. Met die straf sal jy die mens wat jou kwaad gedoen het, wel afskrik, sodat hy dit nie so maklik weer sal probeer om jou kwaad aan te doen nie. Maar hy sal daardeur tog nooit jou vriend word nie. Het jy hom egter vir iets wat hy teen jou begaan het, op die regte tyd toe hy in nood was, 'n weldaad bewys, dan sal hy die sonde wat hy teen jou begaan het, insien, daaroor diep berou het, en vanaf daardie uur jou beste vriend word. En dit is wat die Bybel in die Ou Testament praat hy van, jy plaas gloeiende kole op 'n man se hoof. Hierdie is die gloeiende kole. Hy het jou 'n verskriklike onreg aangedoen. En toe jy in die posisie was waar jy hom nou lekker kon terugkry, toe doen jy goed aan hom. Dis moeilik, dit is soos hy het neg, dis 'n goeie redenasie wat hy het, maar dit is die wêreldse redenasie. En onthou, Yeshua praat hier meer van jou vyande, ek en jou vyande in die volk. Daar is ander lering wat hy sê dat moordenaars en verkragters en goed, soos daai tyd slawe eienaars of slawe handelaars en die goed, hulle moet in tronke gesit word, dat hulle die samelewing nie weer skade kan doen nie. Maar jy mag hulle nie teregstel, voordat 10 jaar verloop het in aanhouding nie. En as die siel verbeter het, dan moet hy die doodstraf kwytgeskelf word. En dan moet hy weer in 'n plek bly waar hy nie skade kan aanrig. So daar is nie hier te sê, ja, Yeshua sê al die orde moet weggaan nie. Maar dit gaan meer hier oor jou, ou waarmee jy te doen gehad het. In besigheid, of in familie, of as vriend het iets gebeur, en nou het jy hierdie wrok. Dit moet nie so wees nie. En so sal hy, deurdat jy vir hom vir sy slegte daad 'n weldaad bewys het, vir altyd verbeter. Maar 'n straf wat hy ondergaan, sal hom tot jou 60-voudiger erger vyand maak. En dit is net so. Ek wil hier invoeg dat jy mense kry vir wie jy net goed doen, en hulle word van jou grootste vyande. Dit is ongelukkig so. Hierdie volk van ons is baie snaakse volk, hoor. As hulle vir jou, as hy net iets teen jou het, en is meestal nie eens waar nie, en dit gaan hom meestal nie aan nie, iets wat hy gehoor het, wat jy gedoen het aan iemand anders. Hier is juist mense op die plaas wat rondloop, en allerlei stories van goed, waar hulle nie eers naaste by betrokke was nie, waar hulle glad nie al die omstandighede getuienis het nie, loop hulle ons in afbreek. Al wat daai ou doen, is hy bring homself in die oordeel.
Want Joshua sê, salig is julle, wanneer ander onwaarhede oor julle verkondig. So baie keer dan kom mense na my toe en sê, wie wat sê daai oom en daai tannie van jou so en so, hier het ek dit op 'n WhatsApp. Dan sê ek, los het, hulle moet dit maar doen, want al wat dit nou vir my maak, dit maak my saliger, want dit is nie waar nie. Maar hulle gaan nie saliger word nie. Hulle word nou meer vaster in die net vastgetrek van Satan. Want as jy met 'n leuen speel, dan kan jy tog nie met die gees van waarheid iets te doen hê nie. Al wat gebeur is die leuen gryp jou, en jy ontmoet nog haters, wat nog meer stories vertel, en naderhand is dit nou 'n hele sak, 'n tas vol leuns wat jy ronddra. Wees versigtig vir sulke mense. As die eerste aan jou begane sonde, miskien slegs uit 'n soort moedswilligheid en leenvermaak voortgekom het, dan sal die tweede sonde uit toorn en wraak ontstaan. Daarom sê ek dit vir julle nog 'n keer, doen dit wat ek julle eerste gesê het, dan sal julle Elohim se barmhartigheid en sy seën volkome deelagtig word. Dat hulle maar aangaan teen ons. Ons doen wat hy eerste gesê het, en dit is bid vir hulle wat jou vervloek, seën die, jou vyande moet jy lief hê, dit is wat jy moet hê, sodat jy Elohim se barmhartigheidsgees deelagtig kan word. Dit is die gees hier op jou kroon, die heel hoogste gees in jou liggaam, word dan kragtig deur Joshua bestraal, deur sy engel van barmhartigheid. En dit is wat ons tog soek. Want wie regtig deur my geseën wil wees, moet my woord, waarin alle barmhartigheid, al die lig, alle waarheid en alle mag lê, egter ook aanneem, omdat dit anders onmoontlik sal wees, om dan vir hom ook barmhartigheid te skenk. Wees barmhartig, en dan ontvang jy barmhartigheid. Oordeel jy, dan sal jy veroordeel word. Neem egter almal 'n voorbeeld van my, Joshua, want ek is met my hele hart sagmoedig, en het met elkeen al die geduld. Skyn die son nie ook oor die goeie en die kwade, oor die regverdiges en die onregverdiges, en val die vrugbare reën nie net so goed op die veld van die sondaar, as op die veld van die regverdige nie? Wees daarom in alles volmaak, soos wat die Vader in die hemel volmaak is, en jy sal in oorvloed barmhartigheid en seën uit die hemel ontvang. Verstaan julle dit goed? Almal sê nou, ja meester, ons verstaan dit nou almal baie goed. Alles is dus heeltemal in orde, en ons sal ons ook alle moontlike moeite gee, om alles woordeliks na te volg. Maar dit sal ons seker in die begin baie moeite kos. Joshua sê, ja, liewe vriende, in hierdie tyd kos die hemelryk geweld. Wie dit nie met geweld na hom toe trek nie, sal dit nie verower nie. Maar elkeen wat ter wille van die hemelryk met homself veg, is 'n wyse en verstandige bouheer. 'n Wyse en verstandige bouer bou sy huis egter nie op los grond nie, maar op vaste rotsgrond. En as storms en watervloede dan kom, kan hulle die huis nie skade aandoen nie, want dit staan op 'n rots. Nou wat 'n voorbeeld van om met geweld die koninkryk na jou toe te trek? Beteken dit nou met 'n geweer? Nee. Wanneer jy 'n arme sien, moenie jou gesig wegdraai nie. Geweld beteken dat jy na hom toe stap en sê, my ou broer, wat is jou nood? Ek kan sien, jy straal moedeloosheid uit. Kan ek nie vir jou ietsie gaan koop om te eet nie? Kan ek nie saam met jou na jou huis toe gaan nie en kyk of ek nie vir jou kan help nie, want ek het baie kontakte. Daai tipe van ding is om met geweld die koninkryk na jou toe te trek. Want die koninkryk kom deur liefde, en die geweld is dan om kragtig liefde te wil doen, en nie weg te draai daarvan. Ek ken 'n ou, is nou ook oorlede, so Hollander. Nou, Hollanders is ons maar oor die algemeen synige mense. Hy parkeer sy kar in parkades, stoot hy agteruit in.
Ek het al gevra, hoekom doen jy dit? Hy sê, nee, as ek in die kar klim, dan jaag ek weg, dan hoef ek niks vir die ou te gee wat my kar opgepas het. Nou, dit gaan nie daaroor nie. Dit is eintlik 'n simpel redenasie. Dit gaan oor wat in sy hart is en in sy verstand is. Daar is nog glad nie 'n bekering nie. Ek is ook nie 'n groot voorstander van hierdie ander nasies nie, maar wanneer my volksgenoot daar is, dan maak ek bietjie moeite en sê, Opel, jy gaan vanaand aan ietsie kan eet, want ek het bygedra daartoe. So, dit is die een voorbeeld van om nie die koninkryk met geweld na jou toe te trek nie, maar om die koninkryk van jou af te stoot. So is dit ook met die innerlike stryd om die hemelryk. Wie dit eenmaal deur stryd in hom verkry het, het dit vir ewig onverwoesbaar na hom toe getrek. Dan mag daar nog sulke wêreldse storms oor hom losbars, maar dit sal nie in staat wees om hom te skaad nie. Maar wie dit nie met alle insette van sy krag en moed deur stryd verkry het nie, die sal deur die storms van die wêreld meegesleer word, en ook nog alles verloor wat hy het. Dink goed hieraan, want daar sal tye kom waarin julle dit alles helaas baie nodig sal hê. Toe sê die skeepsknegte, ons kan u, o meester, vir dit alles slegs maar eenvoudig dankie sê. En ons sien nou oorduidelik dat die mens aan Elohim die meester niks kan gee nie, wat hy nie vroeër van hom ontvang het nie. Maar neem u, o meester, hierdie dank van ons tog so aan, as sou dit vir u iets wees, en sê ons wat ons vir u eer en liefde moet doen. Joshua sê vir hulle die laaste vers vandag, ek het dit al vir julle gesê, doen dit, meer is nie nodig nie. Vertel ons egter nou eers wat julle vannag gesien, en in elk geval ook gehoor het, want skeepslui sien snags dikwels baie merkwaardige dinge. Maar hou die verhaal kort en voeg niks daaraan toe, of laat niks bewustelik weg van wat julle weet nie. Hier is vir ons pragtige riglyne, veral in vers 8, waar hy vir ons baie pragtige lering gee, om ons in die koninkryk te kry. So hier is niks meer geheimenisse nie. Ek waarborg jou, elke kerk het 'n ander verhaal, as jy moet jou vra, wat moet ek doen om in die hemel te kom? En hier is alles vir ons so duidelik, en is niks mysterieus nie, en geheim nie. Dankie, ons gaan môre verder.